Interessante feite oor tieners en hul selfone. Tieners en hul selfone is vandag amper onafskeidbaar. Waar die foon vroeër net gebruik is om te bel of boodskappe te stuur, is dit nou 'n slim hulpmiddel wat deel van tieners se daaglikse lewe geword het. Daar is baie interessante feite oor hoe jong mense hul selfone gebruik en watter invloed dit op hulle het. Navorsing wys dat sowat 95% van tieners 'n slimfoon besit en meer as 70% kyk na hul fone binne 5 minute nadat hulle wakker geword het. Dit wys hoe diep selfone ingebou is in hul roetine. Nog 'n interessante feit is dat tieners gemiddeld 4 tot 6 ure per dag op hul selfone spandeer. Hierdie tyd word gebruik vir sosiale media, musiek, speletjies en kommunikasie, maar ook vir skoolwerk. Ongeveer 60% van tieners sê dat hulle hul fone gebruik om huiswerk te doen of nuwe vaardighede aan te leer. Sosiale media speel 'n groot rol. Statistiek toon dat meer as 80% van tieners Instagram of TikTok gebruik. Hierdie platforms is nie net vir gesels nie, maar ook vir kreatiwiteit. Baie jong mense gebruik hul fone om foto's te neem, video's te skep of selfs klein aanlyn besighede te begin. Selfone het ook 'n invloed op tieners se sosiale lewens. Ongeveer 65% van tieners glo dat hul fone hulle help om nader aan vriende en familie te voel. Maar aan die ander kant sê ongeveer 40% van hulle dat hulle soms angstig of afgesonder voel as gevolg van sosiale media. Nog 'n belangrike feit is veiligheid. Meer as 90% van tieners sê dat hulle veiliger voel wanneer hulle hul foon by hulle het, omdat hulle vinnig iemand kan kontak in geval van nood. Ten slotte wys hierdie statistieke dat selfone veel meer as net toestelle is. Vir tieners is dit 'n bron van kennis, kommunikasie, vermaak en veiligheid. Die uitdaging bly egter om 'n gesonde balans te vind tussen die voordele en die risiko's wat selfone inhou.